Goeiedag, hiermee ons daaglikse brood vir vandag. Abba Vader roep ons om heilig te wees. Hy roep ons om heilig te wees, soos hy heilig is. En het jy geweet, jy is al van geboorte af, het jy hierdie roeping om heilig te wees. Ja, Abba Vader sê in Jeremia 1:5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Ja, voor Jeremia, net so ek en jy gebore is, het daar reeds 4 dinge gebeur. Abba Vader het jou geken, Abba Vader het jou gevorm, Abba Vader het jou geheilig, en Abba Vader het jou georden. Met ander woorde, voor ons nog gebore was, het Abba Vader ons geheilig, wat beteken, hy het ons afgesonder vir sy doel. Jy behoort aan Abba Vader, hy het jou met 'n doel gemaak, om soos hy heilig afgesonder te wees van sonde. Jy sien, jy gaan nooit tevrede wees as jy nie by die plek kom waar die doel wat Abba Vader vir jou het, leef nie. In 2 Timoteus 1:8-9 sê Paulus, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid in Yeshua geskenk is. Abba Vader het ons gered met sy reddende regterhand en geroep om heilig te wees, en hy het vir ons elkeen 'n heilige roeping. En tog besef ons wat gered is deur die bloed van die lam, nie altyd dat ons ook geroep is nie. Ons redding sluit Yeshua se roeping in. En daar's 'n spesifieke individuele heilige roeping vir elke kind van Abba Vader, deur geloof in Yeshua. Jy het reg gehoor, jy het 'n heilige roeping. En die roeping hang nie af van jou vermoëns nie, nee, dis Abba Vader se inisiatief, nie jou verdienste nie. Die heilige roeping is nie gebaseer op wat ons doen of reg kry nie, maar op Abba Vader se genade en plan. Ons roeping is om vir Abba Vader te leef, en volgens sy woord, nie volgens my en jou standaarde nie. Nee, dit gaan oor 'n lewe van geloof, dit gaan oor 'n lewe van gehoorsaamheid en diens aan die skepper van die hemel en aarde. Soveel mense, wanneer hulle hoor dat Abba Vader hulle geroep het, dan dink hulle, maar ja, ek het nie die vermoë, ek het nie die opvoeding, ek het nie die kennis, of wat ook al nie. Dit hang nie af van jou vermoëns nie. Abba Vader weet wat jy in staat is toe hy jou gevorm en gevou het in die moederskoot. Hy weet wat is sy voorneme, en hy weet wat hy in jou gesit het. Voor die skepping van die wêreld af het Abba Vader 'n spesiale plan vir jou, en sy plan hang nie af van jou vermoë nie. Dit hang alles af van Abba Vader. En Abba Vader se genade kan nie verdien word nie. Nee, Abba Vader se genade begin waar ons vermoëns eindig. So hoor gehou. Jy is nie 'n ongeluk wat soek na eers om te gebeur nie. Jy is iets waarvoor Abba Vader 'n plan gehad het, en voordat tyd nog begin het. En onthou dat jou roeping heilig is. Dit moet met ander woorde eerste prioriteit neem. Dit eis ook al jou toewyding, jou energie en jou tyd. Paulus praat in 1 Korintiërs 9:24-26 van prioriteite en sê, in die wedloop van die lewe moet jy jou gedagtes daarop instel om jou beste te doen in dit waarvoor Abba Vader jou geroep het. En dan gee Paulus voort, dan gaan hy voort met hierdie metafoor van elkeen wat aan die Olimpiese spele deelneem, gaan deur streng opleiding en voorbereiding. Hulle doen dit om 'n kroon te kry wat nie vir ewig hou nie. Maar ons doen dit om 'n kroon te kry wat vir ewig sal hou. As jy in hierdie heilige roeping, hierdie wedloop jou alles gee, gaan jy beloon word met 'n prys wat vir ewig hou. En daarom is dit van kardinale belang om nou jou beste te gee, terwyl ons nog hier is en tyd het. Jy is nie 'n fout op pad om te gebeur nie, jy is 'n doelbewuste skepping met 'n plek en 'n plan. Jy is deur Abba Vader geroep met 'n heilige roeping, 'n individuele roeping, iets wat Abba Vader spesiaal vir jou het, wat hy spesiaal vir jou bied, niemand anders nie.
Maar om jou roeping te vervul, sal jy soos 'n Olimpiese atleet moet voorberei. Streng oefen en jouself moet streng dissiplineer deur die regte prioriteite te stel in jou lewe. As jy die vervulling van jou Godgegewe roeping die eerste prioriteit in jou lewe maak, sal al die ander dinge ook dan in plek val. Besef jy dat Abba Vader jou met heilige roeping geroep het? Dat jy in 'n wedloop is en dat jy vir 'n prys hardloop en dat jy streng moet oefen om daardie resultaat te behaal? Jy is nie net toevallig hier nie. Jy is deel van Papa God se plan met 'n rede vir elke tree wat jy gee. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, elke tree wat ons gee, wil ons tree vir tree saam met U gee. Ons wil aan U hand vashou. Ja Vader, met U wat ons die krag gee om staat tot enigiets. En ons dankie dat ons weet vandag dat U het vir ons elkeen 'n heilige roeping. Wys ons, leer ons net U weer. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.